Hallo mense, iemand het my gevra oor hoe om faktorisering te doen. Die eerste sommetjie is veronderstel om 'n maklike sommetjie te wees, maar daar's 'n foutjie in. Kyk of jy die foutjie kan spot. En gooi vrae in die comments. Ek lees elke liewe comment. So let's go for it. X squared plus 3x plus 2. En dan het ons die faktoriseer paar wat die persoon gekies het was 2 maal 3. As jy die fout al kan sien, great, as jy nie, let's carry on. To sê die persoon, die hakies lyk so. Wat is fout hierso? Kom ons doen 'n toetsie. So hierdie ouetjie maal daai ouetjie, daai maal daai. So dis hoe mens toets, jy maal letterlik net die hakies uit. So x maal x gee vir my x kwadraat, x maal 3 gee vir my positief 3x, 2 maal x gee vir my positief 2x en 2 maal 3 gee vir my 6. En dit gee vir my x2 plus 5x plus 6, which is like, whoops, no bruh, that's not what we're doing here. Okay, kom ek vee hierdie alles uit. So, die persoon het fout gegaan. Hierso al. Daar was sy foutjie gewees. Die faktorpare waarvoor ons soek is net vir die laaste getal. Dis nie vir al twee van hierdie saam nie. Okay, so it's like, en kom ons kyk hoe werk dit nou. Daar is nog steeds hier uit weer. Wham. Okay, so my faktorpare vir 2 is 1 en 2. Dan gaan ek sê, okay, dis al wat ek het, so let's go for it. Ek het x plus 1, x plus 2. Kom ons toets hom gou-gou. So, is daar maal daar, daar maal daar, dit maal dit. Hierdie ouetjie gee vir my x kwadraat plus 2x plus x, want wiskundig is lei, so ons skryf nie die 1 nie. En dan 1 maal 2 gee vir my 2. X kwadraat plus 3x plus 2. Tada! Alright, so let's go with that. Dit was die maklike weergawe. Maar hier kom nou enetjie wat super duper nasty is. Ons het 15p kwadraat minus 19p, is like, pq, sorry, plus 6q kwadraat. Dun dun dun. Dit is 'n bietjie scary. So, kom ons kry die faktorpare. Stuur maar die agterste enetjie. Ons het 6, ons het 1 en 6, maar ons het hierdie q kwadraat by. Q kwadraat gaan q maal q wees, so ons het die q daar en die q daar. Dan ons ander opsie vir 6 is 2 en 3, en weer ons moet ons die 2 q opsies bysit. Okay, want dis 'n q kwadraat, so jy het 2 q's nodig. Net so, as jy die 15 doen, ons opsies is 1 maal met 15, maar ons het p kwadraat, so dis p en p. En dan het ons die 3 en die 5, gaan vir my 15 gee, maar weer eens 2 p's, so dis p maal p. Awesome, possum. Wat, like, why, how, what do we do? Wel, ons moet nou plain weg net gaan toets. So ek begin by hierdie ouetjie en somme daai ouetjie. So dan sê ek, okay, hakies. Onthou hierdie ouetjie is voor, so hy kom voor in die hakies. Ek het 1p, maar ek stel hy, so ek skryf net p. En dan 15p, en dan hierdie ouetjies is vir die agterste 2, so hier is ons q, want die 1 is te lui, ek stel lui om die 1 te skryf, en 6 q. Dan kyk ek na my tekens, en ek sien hier is ons plus en minus. Plus is agter, en dan plus agter beteken die hakies is dieselfde. En dan hierdie een sê vir ons, die hakies is minus. Bam. Ok, nou moet ons net toets. P maal 15p gee vir my 15p kwadraat, so far so good. P maal min 6 q gee my minus 6p q.
ek skiem nog 'n probleme. Min kie maal 15p geef my minus 15p kie. Nou jy kan aanhou toets, maar ek kan al klaar sien, hierdie minus 6 en hierdie minus 15 gaan vir my minus 21p kie gee. So, nope, ek gaan sommer dadelik stop. Vee uit, try again. Dan sê, ha, there we go. Okay, so kom ons probeer dan die tweede rond, pen, kom ons probeer die tweede ouetjie, wat daai een is. So hier sit ek 2 kie, en daar sit ek 3 kie. So let's try that. P maal 15 geef my 15p kwadraat. Okay, great. P maal dit geef my minus 3p kie. So far so good. Min 2 maal 15 geef my minus 30p kie. En al klaar, min 3 minus 30 is minus 33p kie. Okay, fine. Dit werk ook nie. Goed. So, wat is my opsies? Ons het klaar al twee hierdie agterste ouetjies gedoen. Die enigste opsie wat ons nog nie regtig getoets het nie. Ek meen ons kan hierdie ouetjies omgedraai het, maar dan het ons 3 maal 15 in die sensyn. So, die probleem is nie hierdie kant nie, die probleem is daai kant. So kom ek vir hierdie twee uit. So, goed, en ek sit my 3p in, en ek sit my 5p in. Okidoks. So, 3 maal 5 geef my 15, en p maal p geef my p kwadraat. Tada! 3p maal min 3 kie geef my minus 9p kie. Bam! En dan hierso het ek minus 2 kie maal 5p geef my min 10, yay, p kie. En daarso is minus 19p kie. En dan maak ons net die laaste een klaar. Min 2 kie maal minus 3 kie gee vir my positief 6 kie kwadraat. Dus maak ons hakies. Hierdie ouetjie is ons antwoord. 3p minus 2 kie 5p minus 3 kie. En nou sê jy, maar Tannie, ons het nie so baie tyd in 'n vraestel nie. Yes. Jy is heeltemal reg, jy het nie so baie tyd in 'n vraestel nie. So, wat ek sou doen, of wat ek doen wanneer ek besig is om nie voorbeelde met studente te doen nie, as ek kies om vir myself doen. Gewoonlik kyk ek na hierdie getal. As hierdie getal ridiculously groot is, soos as hy 33 was, of like something in die 40 plus, or something, dan sou ek goeders gaan kies met groot getalle, soos die 15 en die 6. Want as hulle saam maal, dan kan ek groter waardes maak. Maar, as ek 'n reasonable getal wil hê, en yes, minus 19 is redelik reasonable, dan gaan soek ek vir die paartjies wat kleiner getalle in het. So 3 en 5 is kleiner as 1 en 15. Hulle is bietjie nader aan mekaar. En hierso het ek 1 en 6, hulle het 'n groot difference, maar hierdie ouetjie hierso is redelik naby mekaar. So dis hoe ek sou weet, ek moet eers met hierdie tweeetjies gaan probeer. Okay, hoorie mense, sterkte!